Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien. Is 'n lekker wonderlike dag. Pragtige weer, 'n lekker week gehad. Hy wat by die allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u: genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin met 'n wonderlike loflied, lied 199, en ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Loof die Here uit die hemel, loof hom deur wie ons bestaan. Lied 199, vers 1 en vers 3. Ek wil graag die wet vanmôre lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 13 uit. Ons gaan later in die preek na een van hierdie verse verwys, maar ek lees graag die wet van die Here vanmôre uit 1 Korintiërs 13. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek alles wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Die liefde is nie afgunstig nie, dit is nie grootpraterig nie en dit is nie verwaand nie. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Die liefde soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie en hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Die liefde bedek alles. Die liefde glo alles. Die liefde hoop alles en die liefde verdra alles. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. Ek gee nou 'n paar oomblikke broers en susters van stil gebed. En mag die Here se wet en hierdie gebod van liefde vanmôre in ons harte inspoel en vir ons die spieël wees waarteen ons onsself meet. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed. God se wet vra al ons liefde vir hom, ons God en Heer, en liefde vir ons naaste. Dis wat sy woord ons leer. Terwyl ons so sit, kom ons sing lied 250, vers 1, vers 3 en vers 5.
Ons skriflesing vanmôre, broers en susters, kom uit Psalm 13 uit. Ons het verlede week in die preek het ek so vinnig verwys na Psalm 13, maar vanoggend wil ek hê moet ons so 'n bietjie dieper ingaan op Psalm 13. 'n Kosbare Psalm in my lewe, 'n Psalm wat in my lewe al geweldig baie vir my beteken het. Psalm 13 en ons gaan saam lees vanaf vers 1 en is op bladsy 580 in my Bybel. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons wil vra vanmôre, breek U woord vir ons oop. Here, ons is besig om vinnig na die einde van die jaar toe te gaan. Here, ons kan amper nie dink dat nog 'n jaar verby is nie. Ons sit vandag hier en ons dink, waar's die tyd heen? Wat het gebeur? Here, wat het ek met my tyd gedoen? Oktober maand en November maand, Here, is moeilike maande vir baie mense. Geestelik, emosioneel. Here, voel ons baie keer hierdie tyd van die jaar uitgeput. Dit voel amper vir ons asof ons nie meer kan nie. En daarom wil ons vra vanmôre, versterk ons, Here. Here, gee ons krag. Bemoedig ons, Here, dat U ons weer nuwe lewenskrag sal gee. Ons bid dit vanmôre saam met Dawid. Ons kom vanmôre en ons vra, hoor die roepstem van ons hart. In Psalm 13, soos Dawid na U geroep het, roep ons na U vanmôre. En daarom vra ons, gee my tog nuwe lewenskrag. In Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre, Psalm 13 vanaf vers 1. Vir die koorleier, 'n Psalm van Dawid. Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand nog my oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie. Anders sê my vyand, hy het my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan die troue liefde, oor die uitkoms wat U gee. Juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het. Hoe lank nog, Here? Hoe lank gaan U my bly vergeet? Ons skriflesing vanmôre sover. Ek wil vanoggend begin met 'n kort illustrasie, broers en susters, en toe ek dit sien, het ek gedink, dit is dalk die punt waarby baie van ons mense is. Ek het vanoggend 'n spons saamgebring. En ek dink almal van ons ken die funksie en die werking van 'n spons. En ons weet hoe goed 'n spons werk en wat 'n spons doen, maar ek het nogal gedink vanmôre, hierdie spons simboliseer baie keer ons lewens. Dit voel partykeer en dis ons tema vanmôre, asof die lewe op ons lewe ingiet. En vir baie lank in ons lewe en vir baie tye in ons lewe het ons krag om dit wat die lewe vir ons gee te absorbeer. Maar wat daarvan as die lewe net bly gooi en gooi? Partykeer raak die spons vol. En as die spons versadig is, dan kan die spons nie meer water hou nie. En dan raak dit vir die spons net eenvoudig te veel. En broers en susters, baie keer voel my lewe soos hierdie spons. Ek weet nie u sinne nie. Baie keer voel dit vir my, ek kan net soveel vat, maar daar kom 'n punt wat ek net nie meer kan nie. En dan partykeer het die lewe nog 'n manier om die laaste bietjie krag wat jy het uit jou uit te druk. En dan voel jy soos 'n spons wat vol is en dan leeg gedruk word. En ek wonder by myself, voel jy nie ook soms partykeer soos hierdie spons nie? Voel jy nie ook partykeer soos hierdie spons
wat vol is, broers en susters, en jy voel jy's klaar versadig. Jy wil vir die Here sê, Here, ek kan nie meer nie. Here, ek kan nie nog nie. Daar is nie nog plek nie, Here, maar dit voel net asof die lewe bly gooi en bly gooi en bly gooi. En dit voel asof jy nader aan oorloop. Dit voel of jy later nie meer kapasiteit het nie. Jy voel ek gaan vergaan, ek het nie meer krag nie. Dit voel partykeer net vir jou asof die lewe te veel raak. Voel jy nie ook partykeer soos hierdie spons nie? Voel dit nie ook baie keer vir jou, en as ons kyk in die samelewing waarin ons is, hoe dun mense se nervies is, broers en susters, hoe aggressief ons eintlik raak en hoe kort van draad ons is, wonder ek, is ons sponse nie dalk vol nie? Is dit nie dalk wat met ons gebeur, dat die lewe net bly gooi en bly gooi? En ten spyte daarvan dat jy vol is, druk die lewe die laaste bietjie hoop en bloed wat jy nog oor het, druk die lewe uit jou uit. Daarom wil ek vanmôre met u praat oor die tema. Wanneer die lewe jou meer gee as wat jy kan hanteer. Ek wil vanmôre aan die hand van Psalm 13 met u praat oor die tema, wat daarvan wanneer die lewe jou meer gee as wat jy kan hanteer. En ek wil begin met 'n aanhaling. Ek wil vir jou 'n aanhaling lees wat ek teëgekom het en dis 'n aanhaling wat my diep in die hart gegryp het, want baie keer, ek weet nie in die lewe nie, voel mense alleen. Baie keer kyk jy na ander mense se lewens en jy sien hulle geloofslewe en hulle is altyd so opgeruimd en hulle is altyd so bly en dit lyk altyd so of dit goed gaan met hulle. En jy kyk na hulle omstandighede en jy dink, joh, as ek net daai persoon se lewe kon gehad het, asof ek net daai persoon se dit of dit dat kon gehad het. En ek wil begin vanmôre met 'n aanhaling. En dit kom uit 'n brief uit wat Moeder Teresa geskryf het in September 1979. Dit is hier amper aan die einde van die jaar, skryf sy 'n brief aan Reverend Michael van der Peet. Dit was haar mentor gewees in die lewe. 'n Paar maande voordat sy hierdie brief skryf, ontvang Moeder Teresa die Nobelprys vir vrede. Sy word beloon vir haar lewe van opoffering, haar lewe wat sy prys gee vir ander mense. As daar nou iemand is wat 'n lewe van opoffering verbeeld, is dit Moeder Teresa. Hierdie bastion van geloof. My gunsteling aanhaling wat ek altyd van Moeder Teresa aanhaal is waar sy gesê het, jy sal nooit weet dat Jesus al is wat jy nodig het, tot die dag dat hy al is wat jy oor het. Dis die ego van 'n diep geloof. Maar ek wil vir u 'n uittreksel lees uit 'n brief wat sy skryf in September 1979 aan Michael van der Peet. Sy sê, ek het dit net Afrikaans vertaal, Jesus het 'n baie spesiale liefde vir jou, skryf sy aan van der Peet. Sy sê, maar wat my betref, die stilte en die leegheid is net te groot. Ek kyk, maar ek sien nie. Ek luister, maar ek hoor nie. My tong beweeg soos iemand wat besig is om te bid, maar geen klanke kom uit nie. Ek wil hê jy moet vir my bid. Ek wil hê jy moet vir my bid. Jy weet ook hierdie aanhaling uit Moeder Teresa se brief uit lees en die konteks van haar lewe, toe dink ek by myself, kan dit waar wees? Kan dit wees, broers en susters, dat diep gelowige kinders van die Here soms deur die lewe oorweldig word? Kan dit wees dat iemand wat sy voete in Christus geanker het en in God se liefde leef, kan dit gebeur dat so 'n persoon partykeer verlate voel? Het jy al by jouself gedink, ek is die enigste een wat so voel? Het jy al by jouself gedink, ek is die enigste klein gelowige in hierdie wêreld? En toe ek hierdie gedeelte van Moeder Teresa lees, het ek besef ek is nie alleen nie. En dis waarom ons vanmôre kyk na Psalm 13. Psalm 13, broers en susters, is 'n roep uit die hart van Dawid uit, 'n opregte oop skeur van sy hart voor die Here.
Dis wat Dawid na die Here toe kom, en hy sê vir die Here, Here, ek kan nie meer nie. Here, ek wil nie meer nie. 'n Uitroep wat Dawid sy hart oopskeer en sê, Here, waar is U? Baie keer voel ons alleen. Broers en susters, in ons samelewing en op sosiale media, as ons dit kyk, glimlag almal altyd en dis die gelukkigste tye. En almal post hierdie geloofsboodskapies en jy begin by jouself voel, Here, is ek die enigste klein gelowige in hierdie lewe? Is daar nog mense wat worstel en party daar nie die lig sien nie? Is ek die enigste een, Here, wat partykeer opstaan en nie kan wag om net te gaan slaap nie? Want Here, as ek slaap, is die pyn wat ek moet beleef, die depressie waarmee ek worstel, is dit ten minste net stil. Vandat ek opstaan, Here, tot ek vanaand gaan slaap, is vir my 'n worsteling. Is ek die enigste een wat so voel? Jy weet, dan kom die mense nog en hulle sê vir jou, as jy aan die Here vashou, sal alles net so verander. As jy aan die Here vashou, sal dit altyd goed gaan. Jy sal nooit negatief wees nie. Jy sal nooit verlate voel nie. Jy sal nooit eensaam wees nie. Broers en susters, ons weet die Here is by ons. Maar partykeer voel dit nie so nie. En daarom nooi ek hier saam na Dawid se gebed toe in Psalm 13. Jy's nie alleen nie. As jy vanmôre hier sit en worstel, jy kyk na jou omstandighede, jy kyk na jou lewe, jy kyk en jy sê, maar Here, hoe het ek hier gekom? Waar is U, Here? Dan nooi ek jou om saam met Dawid te kom staan, want jy is nie alleen nie. 4 keer vra Dawid vir die Here 'n vraag. 4 keer. 4 keer vra Dawid vir die Here, hoe lank nog, Here? Verlede week het ons gesê, ons moet op God se tydsberekening vertrou. En broers en susters, dis waar. God het sy eie tydsberekening. Maar was jy al daar gewees waar jy voel, Here, U is te laat? Waar is U, Here? Gryp nou in. Bewys U groot mag aan my. Here, waar is U? Hoe lank nog, Here? 4 keer vra Dawid hierdie vraag. Het jy al die term gehoor, geloofsdepressie? Of geloofsuitbranding. Nou ek moet onmiddellik vir u sê, dis nie 'n mediese term nie en dis nie 'n kliniese term nie, dis 'n geloofsterm. Het jy al ooit in jou lewe gehoor van geestelike depressie? Ek dink dis een van die ergste toestande waaraan 'n mens kan ly, want gewoonlik is dit iets wat mense tref wat baie ernstig is oor hulle geloof. Dis mense wat opreg na die Here hulle God soek. Dis daardie ervaring wat jy kry, broers en susters, dat jou geloof stil en dof begin raak het. Is daai ervaring wat jy kry, dat ek glo nog in die Here, maar ek ervaar hom nie. En die simptome sien ons baie keer. Jou gebedslewe begin leeg en droog voel. Baie keer wanneer jy in hierdie tree begin wandel, wat ons amper kan noem 'n geloofsdepressie, is wanneer jy nie meer wil bid nie, want dit help in elk geval nie. En die oomblik wanneer jy bid, voel dit vir jou, dit slaan teen die plafon vas, of dis leweloos en stil en droog en dof. Nog 'n simptoom is, jy lees Bybel, maar dit tref jou nie meer nie. Jy doen dit so half meganies, jy gaan so deur die verse, maar die Bybel, die woord van God, inspireer jou nie meer nie. Dit voel so blah, wanneer jy lees. Jy voel verworpe deur God. Dit voel asof God ver is van jou. En dan begin twyfel hier in jou hart en in jou lewe inkom. Al wat jy in jou bed sê en lê en sê, Here, ek weet nie eers of is U meer daar nie. En dikwels spoel dit deur na iets soos, ek wil nie eers meer kerk toe gaan nie. Luister saam met my, hoe beskryf Dawid hierdie emosie? Luister saam met my, hoe beskryf Dawid hierdie geloofsuitputting, hierdie geloofsuitbranding, hierdie geloofsdepressie in terme van die emosie wat hy beleef. Hy begin en hy sê, hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd?
Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Dis amper asof Dawid sê, Here, U seën almal rondom my, maar U het van my vergeet. Here, kyk hoe geseënd is almal se lewens. Dit lyk of die seëninge op hulle toe reën. Hulle lyk altyd so voorspoedig, maar Here, dit lyk asof U van my vergeet het. Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Dis soos op Kersfees, broers en susters. Jy's by 'n familiebyeenkoms en die persente word uitgedeel en almal kry 'n persent behalwe jy. Dis hoe Dawid voel. Ek onthou ek was op hoërskool gewees. Het een van my vriende, ons het 'n redelike groot vriendekring, het hy een keer 'n partytjie gehou. Dit was 'n Vrydag aand gewees en dit is 'n lekker dans gewees en alles en hy het omtrent ons hele graad genooi. Maar hy het nooit vir my 'n uitnodigingskaartjie gegee nie. En so die Vrydag aand nader gekom en ek het gehoop, dalk sal hy onthou, dalk sal hy my uitnooi, dalk het hy net vergeet en die Vrydag het gekom en ek het nie 'n uitnodiging gehad nie en uiteraard het ek nie na die partytjie toe gegaan nie en dit was vir my een van die slegste aande in my lewe. Ek het daar by die huis gesit en gedink, wat het jy verkeerd gedoen, Rian? Almal is daar, behalwe jy. En die maandag by die skool kom hy na my toe en hy sê vir my, Rian, hoekom was jy nie by die partytjie nie? En ek sê vir hom, jy het my nie genooi nie. En toe hy in sy tas kyk, toe het hy die uitnodiging in sy tas vergeet. Maar dit was terrible. En dis hoe Dawid voel. Hy sê, Here, dit voel of almal uitgenooi is na U genade toe. Maar Here, U het van my vergeet. Hy sê, hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Here, hoe lank gaan U nog U gesig wegdraai van my af? Het jy al in die mall geloop, broers en susters? En iemand kom aangestap na jou toe. En jy sien daai persoon sien jou en die oomblik as hulle jou sien, duik hulle by 'n ander winkel in of hulle loop weg en maak asof hulle jou nie gesien het nie. Hulle groet jou nie eers nie. Jou gevoel hoe seer maak dit jou hart. Partykeer is dit omdat daar dalk iets gebeur het tussen julle of partykeer wonder jy wat het gebeur? Partykeer kom mense na jou toe en hulle vertel vir jou, "Ja, die Here is vir my so goed. Kyk net hoe verhoor hy al my gebede." En jy sit en dink, "Here, kyk jy my dan mis? Is ek deurskynend?" Jy onthou, toe ons kinders was, ons kinders het nie meer daai grappie nie, maar ons het altyd as iemand voor jou kom staan, byvoorbeeld in die klas en hulle kom staan voor jou in die bord, het ons altyd vir hulle gevra, "Is jou pa 'n glasmaker? Het hy net vergeet om die label af te trek?" En is amper asof, Here, kyk jy dwars deur my en sien my nie raak nie. Here, is ek so onbelangrik. So Dawid voel. So baie van ons voel. Here, dit gaan so goed met ander. Hy sê 3de keer, hoe lank, Here, moet ek nog my eie planne maak? Hoe lank, Here, moet ek nog my dae met kommer deurbring? Dawid sê vir die Here, Here, ek bid en ek roep, maar U gryp nie in nie. Waarom moet ek bly bid, Here? Ek gaan sommer opgee met gebed. Hoe lank moet ek nog my eie planne bly maak? Here, wanneer gryp U in? Ek bid en ek bid en ek bid, maar niks. Hy sê 'n 4de keer, hy sê, hoe lank gaan my vyande nog oor my heers? Hoe lank gaan ander mense my lewe nog vir my hel maak, Here? Hoe lank gaan U toelaat dat ongeregtigheid nog beloon word in my lewe? Ek probeer die reguit pad stap, Here. Here, ek probeer die regte ding doen. En dan kom hierdie mense en hulle voeter my lewe op. Waar is die geregtigheid in dit, Here? Hoe lank gaan hierdie vyande nog oor my heers? Gaan hulle my beïnvloed en gaan hulle my aftrek in die lewe? Hoe lank gaan hulle nog my lewe hel maak? En dan in desperaatheid in vers 4 roep hy sê, luister tog en antwoord my, Here my God. Jou kind al ooit so voor jou kom staan? Waar hulle iets so begeer, dat jy kan sien in hulle oë, dis die ding wat hulle die meeste en die graagste wil hê in hulle lewe, en dan staan hulle en sê hulle, Papa, asseblief oor my. Mamma, asseblief,
antwoord my. En dan kom Dawid en hy sê eintlik wat hy soek. Hy sê, gee my tog nuwe lewenskrag. Ek kan nie meer nie. I'm done. Here, ek wil nie eers meer opstaan nie. Ek wil nie eers doodgaan nie, Here. Ek wil nie eers meer lewe nie. Ek kan nie meer asemhaal nie. Daai gevoel, as jou keel so begin toetrek. Die kleinste dingetjie in jou lewe sit jou in 'n angsaanval in. Dis wat Dawid is as hy sê, luister tog en antwoord my Here, my God. Voel jy partykeer soos hierdie spons? Asof dinge net vir jou eenvoudig te veel word. Asof die lewe net bly gooi en bly gooi en bly gooi en jou geloof en jou moed en jou hoop is al so versadig dat jy niks meer kan vat nie. Waar jy amper wil sê, laat Gods water oor Gods akker. Want Here, ek kan nie meer nie. Dis hoe Dawid voel. En ek dink dis hoe baie van ons voel vanmôre. Broers en susters, goedkoop antwoorde help nie. Ons kry baie WhatsApps en almal van julle sien altyd op mense se status oor die genade van die Here in Bybelversies wat aangehaal word en jy voel, maar Here, my hart is 'n klip, dit kom nie in nie. Waar is U? En dis die vraag vanmôre. Wat daarvan wanneer die lewe jou meer gee as wat jy kan hanteer? Ek was die week wat verby is by iemand in die hospitaal gewees, waar die persoon vir my gesê het, Rian, ek kan nie meer nie, maar ek glo. Rian, ek kan wrint nie waar nie meer nie. Die lewe het my meer gegee as wat ek kan vat. Die lewe het my plat geslaan. Ek kan wrint nie waar nie meer nie. My liggaam kan nie meer nie. My gemoed kan nie meer nie. My gees kan nie meer nie. Maar Rian, ek sal glo. En dis wat Psalm 13 wil leer. Jy sien wat gebeur met Dawid toe hy op daai punt kom en sê, Here, die lewe het my meer gegee as wat ek kan vat. Jy sien, Dawid doen 'n belangrike ding. Hy draai nie sy rug op die Here nie, hy draai sy gesig na die Here toe. Dawid loop nie weg van die Here af nie. Hy gaan worstel met die Here, hy gaan praat met die Here, hy gaan sê, Here, hoe lank nog, waar is U? Hoor tog my gebed, Here. Om een of ander rede, broers en susters, dink ons, dis die grootste sonde in die lewe om so met God te praat. En dan draai ons eerder ons rug en ons loop weg van God af. Jy sien, Dawid se behoud is toe die lewe hom meer gee as wat hy kan vat. Toe neem sy geloof. Want wat leer Psalm 13 ons van geloof? Dit leer ons volharding. Dit leer ons dat geloof 'n vaste volharding in die genade en die vashou aan God is. Dis daar waar jy in die put van die lewe sit. En al wat jy kan doen is sê, Here, ek glo. Ek hou vas aan U. 1 Korintiërs 13 waarna ons nou verwys het, die gebod van die liefde. En die praat oor die liefde, maar dan is daar so 'n onderbreking hier in vers 12 waar hy sê, ten spyte van al hierdie liefde wat ek leef, ten spyte van al die goed wat ek doen, Here, ek kyk nog steeds in 'n dowwe spieël en dit maak vir my geen sin nie. En dan sê die Here vir Paulus in Korintiërs, Paulus, volhard. Want jy kyk nou nog in 'n dowwe spieël, maar eendag sal jy alles sien soos dit werklik is. Dis die naaldpunt van geloof, broers en susters. Geloof neem oor in jou lewe wanneer die lewe jou meer gee as wat jy kan hanteer. Ek het eendag gesê, en dis 'n harde werklikheid, daar sekere trane in hierdie lewe wat u gaan stort en wat ek gaan stort, wat net Jesus alleen kan afdroog.
Maar broers en susters, daar's sommige trane wat nog erger is in hierdie lewe. Sommige trane in jou lewe wat jy gaan stort, wat Jesus net by sy wederkoms gaan kan afdroog. Dis wat Psalm 13 leer. Hoe lank nog, Here? Ek weet nie. Maar Here, ek hou vas aan die troue liefde, sê Dawid. Hy sê, Here, ek het nie 'n klou hoe lank ek moet vashou nie. Here, ek het nie 'n klou hoe diep hierdie gat nog gaan raak nie. Here, ek het nie 'n klou wanneer U my gaan raak sien nie. Maar Here, ek sal vashou aan die troue liefde. Jy weet, een van die dele in die Bybel wat ons nie graag lees nie, is die geslagsregisters. Gewoonlik as ons hier in Levitikus en Numeri kom en ons lees hierdie geslagsregisters en ons kom in Kronieke, dan slaan ons so oor die geslagsregisters. Maar wat Dawid verwys as hy sê, ek hou vas aan die troue liefde, dan verwys hy na die troue liefde van geslag tot geslag wat die Here hou. Hy dink aan hierdie voorvaders van hom, wat die Here aan beloftes gemaak het, en hy kyk en hy sien die Here was nog altyd getrou. Here, ek weet nie hoe diep hierdie gat is nie. Maar Here, ek sal vashou aan die troue liefde. Dis geloof. Geloof is nie net om altyd met 'n blink glimlag op die gesig te loop nie. Geloof is nie altyd om te sê, ag, dit gaan so skitterend nie. Iemand het my eendag vertel van hierdie dominee. Elke keer as hulle hom gegroet het en hulle vra vir hom, dominee, hoe gaan dit? Dan sê hy, dit juig, my broer. Dit juig. En dis nie waar nie. Dis nie geloof nie. Dis partykeer aanplak. Geloof is om vas te hou aan die troue liefde van God en te sê, Here, ek weet nie, maar ek sal vashou. Hy sê tweedens, Here, ek sal oor die uitkoms juig in my hart. Hy sê, Here, oor die uitkoms sal ek juig. En daar verwys hy na iets soos Romeine 8 vers 28. God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Daar is sekere trane wat net afgedroog sal word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Maar Here, oor die uitkoms wat ek weet op pad is, sal ek juig in my hart. Die trane sal loop, maar ek sal juig. Hy sê, ek wil sing tot die eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Dawid sê, Here, ek gaan vir 'n oomblik stil sit. En ek gaan na my lewe kyk. En ek gaan nie dankie sê vir alles wat hy al vir my gedoen het. Dink bietjie by jouself, 10, 15 jaar terug. Hoeveel van die dinge wat jy vandag in jou lewe het, is iets wat jy 20 jaar terug begeer het om te hê? 'n Kar om te ry, 'n huis om in te bly, 'n werk, 'n man, 'n vrou, kinders, is goed wat jy begeer het, wat jy vir die Here gevra het, Here, gee dit vir my, en nou is dit die vanselfsprekende in jou lewe. Nou is die kar nie meer genoeg nie, nou soek jy 'n vinniger een, 'n sterker een, 'n blinker een, 'n groter een. Gaan sit vir 'n oomblik en prys die Here vir die goed wat hy al in jou lewe gedoen het. En dan sê Dawid, en hiermee wil ek afsluit, ek wil sing tot die eer. Hy sê, ek wil sing tot die eer van die Here. Here, ek voel nie om te sing nie. Here, ek het nie lus om te sing nie. Maar Here, ek wil sing tot U eer. Gaan let bietjie 'n interessante ding op oor gebede, broers en susters, in die Nuwe Testament, want hier vind daar 'n verskywing plaas. Gaan kyk bietjie in die Bybel, na die opstanding van Jesus Christus, of jy ooit weer een klaaggebed in die Bybel raak lees. Ons is Nuwe Testamentiese gelowiges. Ons kan sing oor die wil van die Here, al is Jesus Christus al wat oorbly in jou lewe, is dit meer as wat jy nodig het. Al word jy gestroop van alles, en al is die donker wolke om jou lewe die grootste donderstorm nog ooit in mensejeugenis, en jy het net Jesus Christus oor, het jy rede om te wil sing.
want my siel is veilig in die hand. Ek kyk op en ek sien die hemel geopen. Ek kyk af en ek sien die rots waarop my lewe gebou is. Ek kyk terug en ek sien die sonde, die ou Rian waarvan Jesus my vrygemaak het, en ek kyk vorentoe en ek sien die oorwinnaarskroon wat Jesus sê, Rian, dit is die beloning vir volharding. Dis oukei om te vra, hoe lank nog, Here? Dis oukei om te vra, Here, hoor my. Die vraag is, wat gebeur wanneer die lewe jou meer gee as wat jy kan hanteer? Die antwoord, geloof. Ek hou vas aan die troue liefde. Oor die uitkoms wat hy gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy nog altyd aan my goed gedoen het. Amen. Kom ons bid saam. Here God, partykeer wil ons in U teenwoordigheid net sug. Ons het nie woorde nie. Selfs hierdie woorde van eerlikheid en opregtheid wat Dawid voor U kom uitspreek, Here, en kom bid. Partykeer het ons nie eers die krag daarvoor nie. Ek wil vra, Here, oor elke sug vanmôre, elke traan wat val, sien dit raak. Here, gee ons krag van geloof. Lig ons op, Here, deur die troue liefde, deur die goedheid en deur die uitkoms. In Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af deur te staan en te sing lied 543. Ons ken hierdie lied van kindsbeen af. Dis die bekende lied wat sê, Here Jesus, ek is klein, maak U self my lewe rein. Maar ek wil vra dat jy sal let op vers 3. Ons gaan vers 1 en vers 3 sing. En vers 3 is die gebed van vanmôre. Heiland, laat my nooit vergeet dat U alles van my weet. Al is niemand ook by my, sal U, Here, by my bly. Mag hierdie kinderlied vanmôre U hart diep, diep raak. Mag hierdie kinderlied wat ons ken vanmôre U geloof in beroering bring. Lied 543, vers 1 en vers 3. Ek hou vas aan die troue liefde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met U wees en met U bly. Amen.